Nou, soos ek jou beloof het ek 'n spesiale gas in die ateljee vanoggend en ek gesels met Jaco Roux, bestuurder van stadsbeplanning, Mosselbaai munisipaliteit se reg. Ja, goeiemôre. Mosselbaai munisipaliteit te sien ons hier om 'n baie groot projek waar ons baie opgewonde is aan julle bekend te stel. Ek moet sê ek het nou so 'n bietjie insaag oor waaroor ons gesels, so ek is baie nuuskierig. En dan dit is ook vir Susan Human, senior ruimtelike beplanning, is ek reg? Dis reg, ja, goeiemôre. Goeiemôre en baie welkom. Heerlik om julle albei hier te hê vanmôre. Nou, Jaco, ek gaan wegval met jou. Sê vir my, wat is die Louis Fourie korridor projek en hoekom is dit belangrik vir Mosselbaai? Ja, ek dink kom ons begin oor waar is dit geleë om die mense so 'n bietjie ruimtelik voor te berei oor die hele praatjie. Is die area as jy van die middedorp uitry en rigting Kaapstad, aan jou linkerkant loop daar 'n klomp perde op 'n sekere stadium. Nou dis daai oop stukke grond wat daar lê, dis geleë tussen Kwalingaba, Heiderand, dan ook Mosselbaai Afdeeloord en Pinnacle Point, soos 'n groot oop stuk grond omtrent 450 hektaar. En dis die laaste groot oop stuk grond wat die Mosselbaai munisipaliteit besit. So dis hoekom dit vir ons strategies baie belangrik is om iets oor daar te doen wat verskil gemaak in ons gemeenskap en nie net iets is wat gewoon is nie, maar iets bietjie uitsonderliks wat regtig voordele ekonomies, sosiaal en ook uit 'n infrastruktuur perspektief gaan bring vir Mosselbaai se mense en dit is hoekom ons opgewonde is oor die projek. Dit klink baie interessant, maar vertel my hoe die projek ontstaan. Ja, dis 'n projek wat al baie jare kom. Ek dink ons het begin met die projek hier rondom 2019. Daar was 'n studie gedoen deur die provinsie in Mosselbaai om te bewys waar is die beste dele vir groei. Waar is die strategies besgeleë dele om nuwe dorpe te stig? En dit was toe geïdentifiseer in daai tyd. En daarna het ons begin met ons planning. Ons het eers 'n precinct plan gedoen of 'n grondgebruik ruimtelike plan wat so 'n bietjie na die groot spasie gekyk het hoe dit inpas. En dis toe deur die raad goedgekeur. En toe het ons 'n markstudie gedoen om te kyk maar wat presies sê die mark vir ons, wat moet in daai area gebeur. En dit was vir ons eintlik baie interessant om die uitkomste daarna te kyk. Die markstudie het vir ons gewys ons moet kyk na goedkoper goed. Julle weet hoe duur is eiendomme in Mosselbaai. Ja. En ons gaan probeer om daaraan te voldoen in hierdie as 'n groot deel van hierdie ontwikkeling. En ja, dis waar ons nou is en nou is ons by die plek waar ons begin aansoeke doen. Ons het toe ontwerpe gedoen, uitlegte en waar ons aansoeke begin loods basically om die dorp wat ons beplan het te vestig op die grond. Okay, nou natuurlik is daar prosesse. Wat is die proses wat gevolg moet word om dan nou goedkeuring te verkry? Ja, as jy met enige ontwikkelaar praat, sal hy vir jou sê daar's baie prosesse. Dit is seker so. Daar's basies 5 hoofprosesse. Daar's omgewingsprosesse. Dit is in terme van die NEMA regulasies en dit word gedoen om basies te kyk na al die omgewingsimpakte. Dis 'n groot aansoek wat baie lank vat en baie inligting het. Dan is daar ook die beplanningsaansoeke, dis waar ek en Susan inkom. Van ons kant af, ons prosesseer dan, dit word ingedien en ons prosesseer dan daai beplanningsaansoeke. Dit word in terme van die SPLOA regulasies gedoen. En dan is daar ook erfenisaansoeke, soos julle weet, ons het baie heritage geboue in Mosselbaai of erfenisgeboue, so ons moet daarna kyk wie daar gebly, is daar dalk grafte, is daar dalk al enige mense wat daar gebly het jare terug wat ons eers van geweet het nie, soos het daai ondersoeke gedoen. Dan is daar ook 'n watergebruik lisensie of 'n VULA. Ek dink die mense van Mosselbaai, daar's 'n ander aansoek wat daar baie kommentaar op was recently, so daai VULA aansoeke is eintlik daar om te kyk na al die water op die perseel, al die wat noem die aquatic CBA's, critical biodiversity areas, om te kyk hoe dit inpas, dat ons nie baie onnodig oor stroompies bou en riviere bou en byvoorbeeld dan ekosisteme onnodig versteur nie. En dan is daar ook verwydering van plante, permitte wat ons nou moet kyk. Daar is ook van daai areas en dis 'n groot deel van ons ontwikkeling van 'n conservation area wees, maar daar is baie sensitiewe plante groei. En dit is basies die 5 hoofaansoeke en dit word by verskillende departemente ingedien en ons is besig met die proses om te kyk na al 5 op een slag. Wow, dis omtrent 'n mond vol. Nou, ons gaan gou 'n bietjie musiek luister en dan gaan ek met Susan gesels. So, eers bietjie musiek. Tristan Train, Suid-Afrikaanse musikant. Baie welkom terug as jy so pas ingeskakel het. Ek gesels met Jaco Roux en Susan Human van Mosselbaai munisipaliteit se stadsbeplanningsafdeling. Nou Susan, my volgende vraag is aan jou. Waaruit bestaan die Louis Fourie korridor ontwikkeling? Dit bestaan uit 'n
klomp grondgebruike waarvan behuising 'n groot komponent is. So 7400 behuisingsgeleenthede word geskep van lae inkomste, middelinkomste, hoë inkomste, en die eienaarskap daarvan gaan ook baie wissel. Daar gaan sosiale behuising wees, gesubsidieerde behuising, privaat eienaarskap, maar ook 'n paar huuropsies. So daar word regtig 'n groot mark voorsien in terme van die behuising. Dan is daar so 100,000 vierkante meter vloerruimte vir kommersiële gebruike beplan. Ja. En dan is daar ook natuurlik die sosiale fasiliteite. Daar is 4 skole waarvan 2 laerskole is en 2 hoërskole. Daar's ook 6 kleuterskole wat in beplanning is, 6 kerke, spasie vir hospitaal en klinieke. En dan munisipale gebruike soos biblioteke, jou munisipale kantore, sodat mense ook nie te ver hoef te gaan vir die fasiliteite wat hulle nodig het in terme van die sosiale gebruike nie. En dan die oop ruimtes. Jaco het ook genoem dat daar 'n groot gedeelte is wat geoormerk is vir bewaring. En dit is 'n groot gedeelte daarvan, maar ook natuurlik jou gemeenskapsparke en jou sportfasiliteite word voorsien daar. En dan natuurlik die munisipale infrastruktuur wat al hierdie dienste moet voorsien aan al die erwe wat daar is. So die rioolnetwerke, die paaie, die stormwater is ook ingesluit in hierdie. Alright. Nou, net so van interessantheid vir my wat nou leek is, dat hierdie gaan nou wees nuwe skole, nuwe kerke, alles nuwe goed wat ontwikkel word. Wow, okay. Nou, Susanna, is daar 'n uitleg waar al die genoemde gebruike gesien kan word, en kan jy verduidelik hoe die uitlegplan bydra tot die algehele visie vir die projek? Ja, daar is 'n uitleg wat beskikbaar is. Mense kan ook dit kom sien by die publieke ruimtes waar dit is vir insaag, en dit toon die ruimtelike rangskikking van al hierdie gebruike wat ek nou genoem het, sodat dit ook visueel demonstreer hoe die elemente verbind is, hoe die verskillende komponente en wisselwerking met mekaar is, en dat dit ook samehangend is en toeganklik is vir almal. Daar's ook 'n faseringsplan wat wys hoe gaan hierdie ding geïmplementeer word. Dit is 'n baie groot projek wat bietjie buigsaamheid inbou in hierdie projek, sodat daar na mate die projek ontwikkel en die marktoestande dalk verander, dat daar duidelik soos ek sê 'n buigsaamheid is om aan te pas by die toekoms. Maar dit is ook deel van die noukeurige beplanning, sodat jy daai gebalanseerde, volhoubare stedelike vorm kan skep. Wow. Nou, die volgende een vir Jaco. Hier's omtrent 'n klomp goed, jy weet, ek probeer nog my kop rondom al hierdie goed kry. Maar Jaco, waarna kyk julle deur al die aansoekprosesse? Aangesien dit groot ontwikkeling is wat natuurlik impak op die groter Mosselbaai gebied gaan hê. So waarna kyk julle? Ja nee, kyk, as jy ons oogies so vaal en klein lyk, is dit absoluut net wat ons gelees het in al hierdie verslae. Die aansoek is 'n paar duisend bladsye as jy al die verslae bymekaar sit. Maar dit is absoluut nodig. En dit is ook 'n verantwoordelike munisipaliteit kyk na al hierdie goeders, en dit is wat vir ons belangrik is. So daar's so 4 hoofkomponente waarna ons gekyk het. Ons het fisies na die terrein gekyk, wat gaan op die terrein aan. So ons kyk na vloedlyne, die geologie, jy weet, ons kan nie huise bou en oormôre kraak hulle nie. So het al daai goed geondersoek en gekyk waar ons kan ontwikkel en nie kan ontwikkel nie. Dan omgewingsspesialiste, soos ons genoem het, is definitief sensitiewe areas binne ons terrein wat ons ondersoek het. En ons het gekyk na die voëls, reptiele, soogdiere, en dan ook die flora. As jy kyk na die flora, veldtipes, beskermde spesies, habitatte, ons het gepraat van die waterhabitatte wat daar is binne die area. En ons moes regtig baie mooi kyk om hierdie goed te beplan en seker te maak dat wat ons wel om hierdie goed sit ook nie 'n impak gaan hê nie. Dan het ons kyk na sosio-ekonomiese aspekte. Ons het gekyk hoe gaan die ontwikkeling die omliggende aanligting en ook die hele Mosselbaai op die einde beïnvloed. En die ontwikkeling, jy het net gehoor wat Susan gesê het, hoe groot dit is, die skaal daarvan. Dit is eintlik biljoene rande se investering oor 'n tydperk van min of meer 10 tot 20 jaar. En op die einde van die dag gaan dit 'n groot impak hê, nie net vir korttermyn werkskepping nie, maar ook langtermyn werkskepping. As ons net na die kommersiële komponent waarna ons verwys het net, kyk, gewone mall is omtrent 20,000 vierkante meter GLA, en daar's 100,000 voorsien. So jy praat van groot komponente, alhoewel dit nie in mallvorm is nie, is dit meer iets soos in Voorbaai waar ons dit vandag kry. En dit wil sê dit gaan baie werksgeleenthede skep en ook skuif ons 'n werkskeppende area
nader aan die mense van Mosselbaai wat nie hulle eie vervoer het nie. So ons probeer daai vervoer las wat daar op op eienaars is, op inwoners ook 'n bietjie verlig. En dan kyk ons na infrastruktuur. Ek dink dit was een van die groot goed van ons kant af. Julle weet die munisipaliteit se mandaat is om dienste te lewer. So ons moet gaan kyk, is daar genoeg water, is daar genoeg krag, al daai tipe van goed. Ons weet met Eskom is dit so 'n bietjie, ons weet nie lekker of altyd krag is nie, maar in ons sisteme is daar ten minste kapasiteit en ons moet baie infrastruktuur wel ook voorsien in die langtermyn. Maar dit is als deel van die projek en ons weet presies waar dit lê, wat moet gebeur op watter tydstip. En dit is vir ons baie belangrik om vooruit te beplan, veral van Mosselbaai se munisipaliteit se kant af, want dit is ons hooffunksie net. Okay, dis weer eens 'n mondvol, maar ek dink gee mense hoop om te sien dis absolute langtermynbeplanning en jy kyk wyd, soos wat daai ou uitdrukking sê. Nou ons gaan gou weer 'n bietjie musiek luister. Alanis Morissette met Guardian. Nou, Jaco, ons ek gaan nou nie weer alles opsom nie. Ek gaan eers probeer alles opsom wat julle nou gesê het nie, né? Maar was daar enige interessante bevindinge in hierdie studies wat julle gedoen het? Ja, ek dink daar was 2 groot uitkomste vir ons gewees. Die eerste was die identifisering van die omgewingssensitiewe areas en daar is toe besluit op die einde van die dag in die uitleg wat ons doen om oor die 40% van die area as 'n bewaringsarea te reserveer. Want ek dink ook 'n groot bate vir nie net vir die natuur, maar ook vir die inwoners van Mosselbaai sal wees in die langtermyn. En dit wil sê dit wys ook dat ons regtig daar is om nie net alles toe te bou nie. Ek dink baie mense dink baie keer ons bou net alles toe, maar dit is nie so nie. Ons bewaar ook. En dan was daar van ons groot maatdienste en veral paaie op die einde van die dag gewys kan net soveel inwoners hanteer. En ons moes op die einde die ontwikkeling afskaal en dit klink nou baie groot ontwikkeling, maar hy sou nog groter gewees het en ons moes hom afskaal. Jy net eenvoudig omdat die paaie en selfs die beplande paaie en opgraderings net soveel mense kan akkommodeer. En dit moes ons toe op die einde implementeer en in ons uitleg te akkommodeer. Nee, ek moet sê dis 'n ding wat my nogal getref het, die skaal daarvan. Dit klink vir my nou 'n verskriklik groot ontwikkeling. Waar gaan die mense vandaan kom? En ja, waar gaan hulle vandaan kom? Wat daar bly? Behalwe nou vir almal wat nou van die binneland af hiernatoe vlug. Ja, ons weet almal van semigrasie van oral af en ek dink dit het 'n groot impak. Ek dink ons besef nie almal nie. Mosselbaai het die laaste 10 jaar teen bevolkingskoers groeikoers van omtrent 5% gegroei, so tussen 4 en 5%. En net in normale omstandighede buite semigrasie het ons gegroei tot so 1.6%. So dit is 'n ongelooflike klomp mense wat inkom en as jy daai 11 jaar vat, dan op die einde van die dag kom dit daarop neer dat daar 18 mense 'n dag is wat in die Mosselbaai intrek. Dis baie. En dit is baie. Mense besef nie hoe baie dit is totdat jy al die somme doen nie. En dan moet mens ook besef wat behuising betref, ons het omtrent 10.000 mense op ons waglys vir behuising in Mosselbaai. So daar's reeds 'n groot vraag vir behuising en ons moet net werk skep vir al daai mense ook sodat almal kan floreer in ons area. Ja. Nou Susan, die volgende een vir jou. Wat is die verwagte sosio-ekonomiese voordele van die Looi-Fourie korridor projek? Ek net seker maak ek kry daai naam reg. Ja, dit is sluit nou aan wat Jaco reeds gesê het. Dit skep nuwe behuisingsgeleenthede vir hierdie mense wat hierheen trek, maar ook ons huidige behuisingswaglys. En dit gaan besigheidsgeleenthede stimuleer. Soos wat ons genoem het, is al kommersiële sones, daar's oop ruimtes, daar's gemeenskapsbetrokkenheid wat bevorder gaan word deur hierdie ontwikkeling. En dit is heidaglik 'n groot onderbenutte gebied. En ons wil dit verander in 'n gemengde gebruik, stedelike ruimte en dit is gereed om beleggings te lok en werk te skep vir die populasie wat heidaglik hier is, maar ook vir die toekomstige populasie. Dit is 'n gefaseerde ontwikkeling en dit is ook die benadering sodat daar daai geleidelike ekonomiese groei, maar ook opheffing moontlik is gedurende hierdie proses, sodat ons die doelwitte van die munisipaliteit ook kan bevorder wat groei en verbeterde lewenskwaliteit wil hê vir die inwoners. Dis weer eens goed wat 'n ou hoop gee om te sien dat jy weet dis nie word nie net oorgelaat aan kom ons sien wat gebeur nie. Dit word alles fyn beplan. Ons gaan gou weer 'n bietjie musiek luister.
En dit is definitief nie iets wat mense kan sê van Mossel Bay nie. Dinge hier gaan iewers heen. Dit is op pad in 'n positiewe rigting. En ek gesels juist met mense vanoggend wat vir ons 'n bietjie meer vertel. So Susan, hierdie hele proses. Hoe werk die publieke deelname proses en hoe kan mense by die projek betrokke raak? Ek wil amper sê nommer 1 en dan ook hoe lank is die deelname proses? Die publieke deelname word in 3 fases gedoen en die eerste fase was in November 2024 alreeds gewees. En dan hierdie fase waarmee ons tans besig is vir die grondgebruiksaansoek, die omgewingssketsing, die watergebruiklisensies, die erfenisimpak. En die kennisgewings was gestuur aan die aangrensende eienaars, geplaas in die koerant en ook op terrein geplaas op die 28ste Maart wat verlede Vrydag is. En ons behoog dan ook om publieke vergaderings te hou vanaf die 7de tot die 10de April. Hierdie vergaderings is die 7de April in Dannabay om 6uur. In die Aanslag gemeenskapssaal die 8ste April om 6uur, dan in Kwanangawa se gemeenskapssaal die 9de April om 6uur en dan die laaste vergadering is die 10de April ook 6uur in die Mossel Bay stadsaal. En ons moedig regtig die publiek aan om hierdie vergaderings by te woon en as hulle verder dan wil skriftelike kommentaar lewer, is hulle ook welkom om ons te kontak by admin@mosselbay.gov.za en dit kan ook gestuur word aan ppp@nccgroup.co.za. En dan sal ook verder geleentheid wees, 'n derde fase, net vir die omgewingsimpak aansoek. En hierdie aansoeke is beskikbaar op die NCC Groep se webtuiste, maar ook op die munisipaliteit se webtuiste. Gewoonlik is hierdie proses so vir 30 dae, veral in terme van die omgewings en die beplanningsaansoeke. Maar weens die omvang van hierdie projek en om ook die publiek te akkommodeer en soveel tyd moontlik te gee om deur hierdie dokumente te werk, gee ons 60 dae in hierdie geval. So dit is dan van verlede Vrydag die 28ste Maart tot en met die 27ste Mei 2025. Okay. Nou, hoekom is daar 'n publieke deelname proses? Dit is belangrik nie net vir die stadsbeplanningsaansoeke nie, maar ook vir die omgewingsaansoek, sodat die publiek kan weet van die projek, sodat die projek daar deursigtigheid is en ook verantwoordbaarheid is deur die plaaslike kennis in ag te neem en beter besluitneming te fasiliteer. En seker te maak die gemeenskap neem ook eienaarskap van hierdie projek. Ja, sodat mense moet, dit klink net dom, maar betrokke wees en bewus wees van wat aangaan en inkoop in die hele ding en mense almal se terugvoer het. Dis reg, ja. Okay. Nou ons gaan gou weer so 'n bietjie musiek luister en Trace Adkins met baie slegte advies, Marry for Money. Lekker enetjie daai, Trace Adkins, Marry for Money. Nou Jaco, vertel my, wat is die volgende stappe vir hierdie projek en hoe sien jy dit ontwikkel in die komende jare? Ek dink wat die mense moet besef, aangesien dit so 'n grootskaalse projek is, gaan dit nie oornag absoluut. Ons gaan nie 7000 huise bou in die volgende jaar nie. Dit sal oor 'n langtermyn uitspeel. En as ons nou deur hierdie proses is waar ons al die aansoeke basies deurgekry het of verander gekry het. Eerstens is die publieke deelname vir ons baie belangrik en die insette sal verwerk word en die nodige aanpassings sal gemaak word aan die aansoeke en die voorstelle. Indien ons goedkeuring verkry, sal ons dan verder gaan op die einde van die dag en oorgaan na die konstruksiefase toe. Die konstruksiefase sal eers begin om basies die munisipale dienste in hierdie areas in te sit. Dit kan selfs ook 'n paar jaar neem, maar dit is 'n ongelooflike duur infrastruktuur. En van daar af sal van die stukke grond dan beskikbaar gestel word, party in die privaat sektor, party aan die provinsiale regering vir wysingsprojekte. En dit sal uitspeel, soos ek sê, ons dink so oor 10 tot 20 jaar van vandag af oor die dorp te staan. En ons kan nie wag om te sien en dalk self moontlik te bly daar nie. Ja, nee, dis opwindend. En nou, hoe kan lede van die publiek die munisipaliteit kontak, of dit nou vir algemene navraag is of dienslewering versoeke? Ja, ek dink vir die munisipaliteit, eerstens is dit baie belangrik om, as jy wil kommunikeer met ons, dat ons toeganklik is. En dan vir algemene navraag kan jy skakel 044 606 5000. Dit is vir enige dienslewering, klagtes of insette wat jy vir ons kan gee. Jy kan ook e-posse stuur. Dit werk baie lekker vir ons as amptenare na admin@mosselbay.gov.za.
Ons vra dat mense nie navrae of klagtes op insette stuur op Facebook asseblief nie, kom nie altyd by die amptenare uit nie. En dan is daar ook die Collapse Citizen slimfoon toepassing wat jy kan aflaai en wat 'n baie maklike manier en 'n nuwerwetse manier is om met ons te kommunikeer. Weer eens, dienslewering is ons passie by die Stadsraad en asseblief enige tyd, enige plek, as jy sien iets loop nie reg in ons dorpie, as jy daarvan weet nie, kan ons nie iets aan doen nie. So kom asseblief by ons uit. En moenie kla nie, rapporteer en dan sal daar werk van gemaak word. Right, Jaco, Susan, baie dankie vir julle kuier vandag, vir julle gesels en kosbare inligting. Baie dankie, dit was lekker. Ja, terug na die musiek. Joe F. Staring at You.